welkom by die Potgooi program Klets. Hier is Klets lekker. Juffrou Marisa, waaroor gesels ons vandag? Mia, kinders se stresmeters skiet die hoogtes in. Ons klets vandag met kindersielkundige Dr. Jurita Engelbrecht oor hoe kinders die stresmeter kan beheer. Stres is my grootste vyand wanneer dit by skoolwerk kom. Dr. Jurita, kan stres jou punte beïnvloed? Baie dankie Juffrou Marisa en Mia dat ek vandag met julle kan gesels oor so 'n belangrike onderwerp soos stres. En ja Mia, stres kan verseker 'n mens se skoolwerk beïnvloed. Stres veroorsaak dat kinders nie mooi kan konsentreer wanneer hulle toets of eksamen skryf nie, of selfs in die klas wanneer hulle na die onderwyser moet luister nie. Ook gebeur dit baie keer dat kinders regtig baie hard leer vir 'n toets of 'n eksamen, en wanneer hulle die toets of die eksamen skryf, dan kan hulle nie onthou wat hulle geleer het nie. Ek kan dink hoe teleurstellend dit moet wees as jy ure agter die boeke sit en jy niks kan onthou die volgende dag wanneer jy voor die toets of eksamen sit nie. Dr. Jurita, hoe kan ouers kinders ondersteun sodat kinders se stresmeters nie die hoogtes inskiet nie? Mia, ouers speel 'n groot rol in die stres wat hulle kinders in hulle lewens ervaar. Ouers kan byvoorbeeld vir hulle kinders die ruimte gee om foute te kan maak. In vandag se samelewing glo so baie kinders dat alles wat hulle moet doen perfek moet wees. Maar dis juis wanneer ons foute maak, wanneer ons leer en wanneer ons groei en wanneer ons sterker word. So wanneer ouers vir hulle kinders die geleentheid gee om foute te maak en hulle dan bystaan om hulle te help om uit daai proses iets te leer, help kinders dat hulle mag foute maak en dat hulle nie perfek hoef te wees in alles wat hulle aanpak nie. Wat maak jy die naweek, Mia? Jy maak foute. Is daar 'n paar oefeninge wat kinders kan doen om hulle te help ontspan? Daar is beslis oefeninge wat mens kan doen om mense te help met mense stresvlakke. Een daarvan is mense asemhaling, wat mens kan gebruik om 'n mens rustig te maak. Wanneer mens stres ervaar, versnel mense asemhaling baie keer en dan haal mens vinniger asem. Of sommige kinders hou selfs op om asem te haal, maar dit het al so gewoonte geraak dat hulle dit nie eers agterkom nie. So die eerste stap is om net bewus te raak van mense asemhaling wanneer mens gestres is of spanning ervaar, en dan om doelbewus te begin om mense asemhaling te reguleer. 'n Goeie beginpunt is om te onthou dat mens langer moet uitasem as wat mens inasem. So kan mens byvoorbeeld vir 4 tellings inasem en vir 8 tellings uitasem. As dit vir mens te groot inspanning is aan die begin, kan mens dit korter maak, soos byvoorbeeld 3 tellings in te asem en 6 tellings uit te asem. Ook wanneer mense in die aand gaan slaap, help dit baie dat mense rustig in en uit asem. Mense raak sommer makliker aan die slaap en mense slaap dan sommer ook rustiger. Haal asem, Mia. Haal asem. Kan die onderwysers ook help? Mia, onderwysers kan verseker 'n groot rol speel in die klassituasie, want kinders spandeer soveel tyd by die skool. Byvoorbeeld wanneer onderwysers bietjie humor inbring. 'n Skoolwerk is altyd so ernstig en daar's soveel druk op kinders alreeds. So byvoorbeeld net om bietjie humor in die klas te bring, laat sommer die hele klas se atmosfeer verander. En ook wanneer dit moeilik met 'n kind gaan, dink ek moet onderwysers bewus wees daarvan en nie so kwaai dalk wees met 'n kind wat moeilike omstandighede by die huis ervaar of deur iets moeiliks in hulle lewe gaan nie. En baie skole het ondersteuningsdienste en dan is daar sielkundiges of maatskaplike werkers wat by die skole werk. En wanneer 'n onderwyser sien dat dit moeilik met 'n kind gaan en dat 'n kind dalk baie stres ervaar, kan hulle miskien
een van die personeel van die ondersteuningsdiens vra om met die kind te gesels om te kyk of hulle die kind nie kan help nie. Baie dankie Dr. Jurita. Ek voel sommer hoe my stresmeter daal soos ons lekker saamklets. Ek seker dat baie kinders wat nou luister dieselfde voel. Baie dankie Juffrou Marisa en Mia dat ek vandag met julle kon gesels. Dankie vir die tyd, Dr. Jurita. Ek dink ouers en onderwysers het ook 'n paar wenke wys geraak. Skakel weer in op Klets om te hoor waaroor ons volgende gesels. Hier klets ons lekker.